Welkom. Welkom by die laaste, welkom by Koels en Kersfees. Welkom by die laaste Bosklets episode. Wanneer, wat ek wil om 'n label maar eers na die tyd. Ek gaan sê. Lach jy? Dis hoe ek voel elke keer. Dis short daai ding. Dis hoe ek voel elke keer as hy hierdie ding in sy brein restructure. Anytime now. Welkom by die laaste Bosklets episode. Maar dis so 25. Ons is op pad 2026 toe. Welkom by Koels en Kersfees, die laaste episode vir 2025. Wel, ons is net hier om 'n bietjie oor onsself te praat, oor Adrian se persoonlike lewe, my persoonlike lewe en ook wat ons in die maatskappye gedoen het en wat voorstaan vir 2026. So, kom saam met ons gesels 'n bietjie met Adrian, is 'n bietjie my beurt om aan hierdie kant te wees. Adrian, welkom by Bosklets episode nommer 16. Hey, wel gedaan, Roan. Dankie man. Ja, is lekker om hier te wees. Ek dink ons gaan almal saamstem. Ek dink daar's iemand wat hierdie storie kyk wat gaan sê dit was nie 'n rowwe jaar nie. Dan dit was dit inderdaad. So baie dinge het gebeur. Dankie dat julle ons join vir die journey. Dankie dat julle altyd daar is om te ondersteun. Ja, ons het Kaap toe getrek. Ek en my vrou en ons 3 kinders en oumas en almal is sak en pas af Wellington toe. Ons het 'n plaasie daar gekoop en almal het gesê, "Jy koop 'n plaas, dit klink lekker." Koop 'n plaas is maklik. Ja. Julle kan Clarksons Farm gaan kyk en imagine dis Afrikaans en ek wat sukkel en dan gaan dit amper dieselfde wees. Maar nee, ag, dit was 'n ongelooflike jaar, ongelooflike challenging jaar, baie moeilik. Leer trekkery. Ek het wat lemoen geplant, ons het pype aangelê, ons het besproeiing gedien. En tussendeur het ons nog steeds die besighede gehad en al die dinge wat saam met dit gaan. So, dit was pret, dit was lekker, dit was exciting. Ons is moeg en ons sien uit vir rus en ek seker almal van julle ook. En dan pak ons 26 aan met nuwe moed. Nee, 2026, ek sal klaar daar. Ek is so op spoed, ek sal klaar in 26. Hulle nou timekeeping vliegtuie daar by. Luister, ek moet vir jou sê, ek dink 25 was seker een van die hardwerkendste jare wat ek in my loopbaan al gehad het. Nuwe werk gekry, besluit om nie meer kontrakwerk te doen nie en by my gesin te wees. Ek het ongelukkig my ma verloor. Ek het ongelukkig my ma verloor in die journey van 2025. Die besigheid wat verskriklik van strength na strength gaan, jy weet, 25 is 'n goeie jaar. So ja, nee, Roan, ek dink ons almal gaan saamstem. 25 was nie maklik nie, maar ons was geseënd en dit was goed en ons is dankbaar vir soveel dinge. En ek dink is presies dit, jy weet, daar's baie om vir dankbaar te wees. Jy het nuwe goed aangepak, ek het nuwe goed aangepak. Tussendeur het ons nog steeds aangehou met Accra en jy weet aan my kant Aimsmall, Mismall. Weet, ons het onsself besig gehou en geëntertain terwyl ons mense produkte gee wat 'n verskil maak. Jy weet, en dit lei my, jy weet, na die besigheidsfront van dit. Jy weet, persoonlike lewe getrek is altyd 'n groot skuif. Jy weet, ek het getrek 2 of 3 jaar terug van 1 na 2 kilos en dit was 'n verskriklike groot ding. Jy trek van een provinsie na 'n ander provinsie en jy weet ons was daar vir die journey en ons het gehelp trek en alles. Jy weet, so die persoonlike lewe was besig en boop dit het jy Accra prys, jy weet, heel voorgestel en iets wat vir jou belangrik is en wat jy wil dryf en ek dink die mense, jy kan daaronder comment as hulle met Adrian gedeel het. Hy het 'n verskriklike goeie werk gedoen om jou soos die enigste kliënt te laat voel as jy met hom praat. Hy help jou, hy antwoord sy vrae. Jy weet, so by Accra, jy weet, vertel ons 'n bietjie wat in 25 gebeur het. Wat was vir jou highlights by die besigheid? Wat het vir jou uitgestaan? Ek dink kyk, ons probeer die hele tyd nuwe produkte, beter produkte bymekaar kry en ons probeer die inligting van julle afkry, van die julle kykers afkry en om vir ons daai data te deel. So ons het vir die tyd wat hierdie video uitkom, dink ek het ons hierdie jaar seker 6 nuwe produkte bekend gestel waaroor ons baie trots is en ons nog 'n hele paartjie op pad. Al die PRS manne, al die jagters, ons ietsie vir almal op pad, so hou maar net dop en koekeloer maar net. Ja, dit was 'n goeie jaar, Roan. Ons is geseënd en ons is dankbaar vir elkeen van almal. Ouens wat by jou bestel, wat deur jou werk. Ek kan presies dieselfde vir jou terug sê. So ja, dankie vir dit. Ek dink die een ding wat ek nie gedoen het hierdie jaar nie, of genoeg van gedoen het nie, is ek was hopeloos te min in die bos. Ek voel sommer so leekkol. Ja. Nee, en ek self, ek dink hoeveel keer het jy in 2025 gejag? Ek was 1 keer veld toe
was bitterlik raig, ons het niks gekry omtrent nie. So So jy het eintlik net bos toe gegaan, jy ek het het eens eintlik net gejaag. bos toe gegaan. Ja, ek het Nou, eintlik ek het niks geen gejaag jag nie. gedoen, ons vriendejag, ons jaarlikse vriendejag met die werk skuif en die verloor van verlofdae, moes ek 4 van my jagte kanselleer hierdie jaar. So ek het 1 keer gejaag en op daai jag het ek 1 bok geskiet want ons het weer 'n klomp vriende gehad en almal net gehelp deel wees. Jy weet, daar was iemand wat nie regtig baie gejag het, ons deel gemaak het van die jag community en jy weet saam met sy laaitie gejag en dit was 'n goeie experience. Vir my om 1 bok te skiet om terug te kom en sê ek het net 1 bok geskiet. Dis nie vir my 'n probleem nie. Wat ek Jy voel amper nou soos 'n ou met 'n 270 dis daai elke. leeg gevoel en ek het jy weet bos toe gegaan en met niks teruggekom nie. Dis so 72, is dit 72 ouens? Dis mos maar hoe jy voel. So ek voel nou nog slegter vir die ouens by die 72s. Ek het geweet dis 'n slegte kaliber om te hê. Maar jy weet, ek vra groot verskoning, kontak ons, weet ek seker ek kan daai scope oorskuif, kom praat met ons het kontakte, skaf jy 'n ander kaliber kry. Die ouens, die 270 grappies loop lekker, die mense het regtig vlam gevat met die 270s, maar dis regtig, jy weet, ons maak altyd grappies van mekaar se kalibers, jy weet, 6.5, maar 270 is my net so langste kaliber. Dis los my uit dit uit. Nee, dit is, jy weet, in Bosklets het hierdie hele 270 ding begin, en wat vir my lekker was, vir my 'n highlight van die Bosklets. My vrou is 'n onderwyseres. Ons was al by skool, 2 skole te mekaar op netbal en rugby en was 'n Victoriaanse skool. En iemand het aan my toe gekom terwyl hy aan die pannekoekery gestaan het en vir my kom sê dat luister hy weet ek ken hom nou nie eintlik nie, maar hy wil net vir my sê hoekom het ek 'n probleem met 'n 270. Jy weet, en toe begin ons aan die gesels raak. Hy kyk Bosklets, hy volg Bosklets, hy volg hele channel, hy volg my channel. So dis jy weet vir my 'n highlight van Bosklets spesifiek. Dit was vir my lekker om te weet dat mense dit actually kyk. En ek bedoel ons weet dit mense kyk het want ons het groepe wat mense vir ons opinies en topics en jy weet alles vir ons gee. So ons weet die mense kyk dit, maar dit is lekker as jy ons approach en ons sê luister jy praat sommer net rubbish of jy weet praat oor iets anders. Dit is vir ons lekker en ons geniet dit. So van my kant af persoonlik baie dankie aan julle, dankie vir die ondersteuning. Dankie dat julle Bosklets gemaak het wat dit is. Ek en Adrian albei besit ons individuele maatskappye. En ons het saam gesmeld vir Bosklets en daar was verskriklike belangrike en lekker topics gewees reg deur die jaar. Maar jy weet, dit is nie moontlik sonder julle nie. Ons sal nie aanhou as mense dit kyk nie. So vir julle van ons kant af en van my kant af baie dankie. Ja, verseker en uit ons harte uit dankie. Roan, kom ons kom net 'n bietjie terug. 2026. Wat hou dit vir jou in? Wat dink jy? Bou jy 'n geweer? Ek doen. Ek het besluit om vir my 'n nuwe kaliber gekoop want weet ek het alweer 'n ongelukkige geweer gekoop en ek het besluit ongeluk. Ja, dis wat ek my vrou sê. Ek sê van dis hierdie verskriklike groot seil, dit kon ek hom nie los sê. So, maar moenie baie sê nie. So ek het nou self kry waar jy is. Ja, is groot en ek stuur jou jy van daai vroue invoices vir halfte van die prys. Is fantastiese diens. Ja, ek het besluit 2026 wil ek iets anders bou. Jy weet so, hierdie jaar het ek die 6.5 Creed gebou, ek het die 6 Dasher gebou waarmee ek heelwat gejag het en gekompetisie het. Die jaar voor dit 24, 25 net 'n bietjie kompetisie geskiet hier en daar. So hierdie jaar wil ek iets anders bou wat nie so gewild is nie. Ek het die 6 Dasher gebou spesifiek want as jy na die stats gaan kyk, 47 of 49% van die Amerikaners in die PRS wêreld skiet 6 Dashers. So dit werk. So ek het vir my een van hulle gebou want dit was die hype. Nou het ek kom en is 'n fantastiese kaliber. Nou wil ek vir my ietsie anders bou. So ek is nou op die 25 terrein. Lekker. Ek dog nie heeltemal seker waartoe ek gaan hier 25 Creed. Maybe 25 by 47. Ek's nog nie heeltemal seker nie. Ek sal vroeg in Januarie ons volgende Bosklets. Kan ons dalk praat oor die proses van geweerbou. Maar jy weet, dit is aan my kant, so daar's definitief iets wat kom, ek is nog nie onseker wat dit is nie. En gaan jy alweer geweer bou? Ek dink ek gaan, hè. Ek is op die 22 trein. Ek hou mos nie van ligte geweer. Jy bedoel jy sag, jy skiet goed met sonder recoil. Exactly. Jy sê dit so mooi. Ek sou dit nou heeltemal anders gesê, maar dankie. Ja, ek dink ek gaan die 22 trein ry. 22 Creed. 22 ek weet nie van die A nie. Ek het nog nie self besluit nie, maar ek dink daai rigting. En ek dink weet daai 73 ELDM trek my. Gelukkig kan jy met hulle jag. Gelukkig, nee. Kyk episode 15 as jy wonder. Ja, as jy wonder waaroor ons praat, wat is die punt? Gaan kyk vir episode 15. Nee, ek dink, weet jy wat, kom ons maak 'n ding hier, die laaste Bosklets van 25. Jy bou jou gun, ek bou my gun. En wat ook al jy bou en wat ook al ek bou, ons maak dit 'n fair kompetisie. Jy weet ek, jy bou 22, so ons kan ten minste daarom tot op so 50 meter teen mekaar skiet. Maar so as jou geweer gebou is, myne is gebou, kom ons kom by mekaar en ons hou 'n shootout. Eerste op die 223 wat ons al hele jaar beloof ons gaan doen.
Ja, maar jy kom nie tot die party nie. Ek het die Kaap toe getrek hè. So, jy weet, daar's die 223 shootout en dan die nuwe gun shootout. Ons sal hom hier by Junie, Julie volgende jaar doen. 223 steen mekaar, kyk wie kan die beste skiet op afstand. Jy bring jou eie bullets, jou eie punte, so dit sal gedoen word. En dan die nuwe gun met 'n kompetisie wat 'n bietjie van al twee kalibers charge. Ja, ek dink dit gaan lekker wees. Dat jy uitgedink. So bosklets in praktyk. Dit was ook vir my 'n vergroot highlight geweest van dis is ook wel lekker ene. Ja, Dit was 'n lekker episode. So ja, ek dink ons beplanning vir die nuwe jaar klink goed. Ek gaan my 2-2 Creed bou, jou moontlike Creed. Ek sal foto's deel, ons sal dit opsit. Jy bou jou 25. Ag, doen nie 47 man. I think ook 25 en 47, want jy het ook 'n by, 6.5 by. Ek wil ook 'n by hê. Jy het 'n 55, ek het 'n 47, dan ons al twee buys, jy weet. Anyways, op daai noot, jy weet as jy nou 'n 22 Creed bou, net vinnig, jy weet, so net voor ons afsluit. Wat se scope gaan jy opsit? Definitief. Ek wil nie iets weggee. Watch this space. Watch this space. Dan sê julle dankie, dis Bosklets. Ons is uit ons harte uit. Dankie. Dankie vir 2025. Ons waardeer elkeen van julle wat kyk, elkeen wat tyd vat om 'n comment te maak, elkeen wat na die tyd 'n SMS stuur want jy weet dalk hoe die comments werk nie. Dis ook alright. Of jy's nie ingelog of gesubscribe nie. Ons waardeer dit. Geniet die vakansie. Rus lekker. Voorspoed vir 2026 en ons sien julle gou.